Kom ons raak net stil voor die Here. Kom ons buig net ons hoofde en raak net stil in sy teenwoordigheid. Here Jesus, ek bid U, waar ek nou U woord gaan bring, en ek oor die kosbare Heilige Gees gaan praat, die asem van die Vader. Laat dit in elke hart duidelik sal word. Elkeen wat na die videomateriaal agterna gaan kyk, laat hulle die salwende krag van die Heilige Gees sal begin ervaar. In Jesus naam. Amen. Verwelkom U in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat al hierdie vir ons moontlik gemaak het. Ek glo met alles wat in my is, in die krag, werking van die Heilige Gees, en wat hy vir ons alles kan doen. Ek gaan vanmôre begin met 'n kursus oor die Heilige Gees. Maar nie soos ons almal gewoond is, en almal begin te praat, of die meeste van ons predikers, ek myself het dit al baie gedoen, begin ons by Handelinge 2. Maar ek kan u verseker, dat dit is nie waar dit begin het nie. Ons gaan vandag 'n basis bou, op 'n reeks wat ek gaan bring, oor die Heilige Gees. Die volgende een gaan wees, vandag is dit die Heilige Gees in die Ou Testament. Die volgende een gaan wees, die Heilige Gees in die Nuwe Testament. Die Heilige Gees in Jesus Christus se lewe, die Heilige Gees dan ook in die sondaar se lewe, en dan ook die Heilige Gees in die ware wedergebore kind van God se lewe. En ek wil graag praat en 'n boodskap bring waar ek dit wil uitwys wat weg is in die kerkewêreld vandag. Hierdie is 'n lering, so ons gaan baie teksgedeeltes lees. Ek maak vooraf om verskoning dat ek nie al die Hebreëse name kan uitspreek soos wat dit behoort gedoen te word nie. Maar gelukkig sê ou Petrus, en ek gebruik dit nogal baie, 'n man wat nie oor sy woorde val nie is volmaak, en ek is definitief nie. Daar's een wat volmaak is. So begin ons vanmôre om te kyk, die Heilige Gees in die Ou Testament. En die Griekse woord daarvoor sal dan wees ruach, en ek weet, daar's baie ander Griekse woorde wat ook die Heilige Gees beskryf. Ek is nie Grieks nie, en ek sê Hebreëus nie, ek is Afrikaans, en ek sukkel nou en dan met Engels. Probeer hard, maar tog sukkel ek maar. Maar ruach is wind. Asem. God se Gees, die Heilige Gees is God se asem. Maar kom ons kyk gou-gou. En ek wil vir julle sê, as jy dit in daai lig begin sien, begin jy anders te kyk na die krag van God, en kyk na die krag van die Heilige Gees, dan gaan jy baie beter begin verstaan, hoe werk dit. Soveel van ons het al verloor, die basiese beginsels verloor, in diens van diens verloor ons dit.
waar die krag van die Here wil werk, maar ons gee hom net nie die kans nie. Dit het alles begin, wat ek van weet, wat opgeskryf is, in Genesis 1, vers 1 en 2, maar jy moet nou baie mooi verstaan, dat die Heilige Gees was tog dan by God voor die tyd ook. Maar ek begin die kursus by die Ou Testament, dit wat vir ons gegee is. Genesis 1 vers 1 tot 2. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en dit was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef oor die waters. Ek gaan dit nou verder bespreek, en dan gaan ons dit weer uit teksgedeelte lees, van as dit vers 3, wat ek dan graag wil inbring. Ek glo dit was die eerste keer, wat God die Vader, deur sy Heilige Gees, die aarde besoek het, volgens die woord. In die Ou Testament, het ons dit geleer as die Gees van God, die Gees van die Here, ook het ons gelees van die wind, die asem, en ook noem hy nie, reeds in die Ou Testament, die Heilige Gees. Maar daaroor sal ons later praat. Ek weet daar's predikers wat nou glad nie vanmôre met my saam gaan stem nie. En ja, daar selfs hulle wat hierdie boodskap beter as ek kan gee. Maar in my eenvoud en my menswees bring ek dit vir u. Daar word 3 keer van die Heilige Gees gepraat in die Ou Testament. Jesaja 63 vers 10 tot 11. Kom ons kyk gou daarna, en die wat dit neerskryf. As jy dit neerskryf, skryf dit neer. Ons gaan deur baie teksies hardloop. As jy dit nie kry nie, kyk gerus die video na die tyd. Ons sal dit vanmiddag of dan môre probeer plaas. Jesaja 63 vers 10 tot 11. Maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Jo, waar kry ons dit nog? Daarom het hy, wie God, vir hulle 'n vyand in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Ek wens dit nie vir my grootste vyand toe nie. Dis een ding as die duiwel jou veg, maar as God in jou stry. Boy, oh boy. Vers 11. Toe het sy volk gedink aan die dae van die oudtyd. Hoeveel keer dink ons in die dae van die ou Pinkster? Nee, dis nie weg nie. Die tyd van Moses, waar hy God, wat hulle uit die see laat optrek het, saam met die herder van sy kudde. Waar is hy, wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het? Hier in Jesaja, praat Jesaja reeds van die Heilige Gees. En dit was God se Gees, wat Israel laat optrek het. Dit was God se Gees, wat die vuurkolom was. Dit was God se Gees, wat die rookkolom bedags was. Dit was die Heilige Gees. In die boek van Psalm, 'n boetelied. Die rede hoekom ek hierdie noem is wat die Heilige Gees 3 keer genoem word. Sing asseblief hierdie as 'n kursus, nie 'n preek nie. Psalm 51 vers 13 tot 14. Dawid doen verkeerd. Oh brother, he messed up. Hy sê hier, verwerp my nie van u aangesig en neem u Heilige Gees nie weg nie. Jo, kan die Here jou Heilige Gees wegneem? Ja, hy kan. Gee weer vir my vreugde van u heil en ondersteun my deur u gewillige Gees. Dawid besef, hy kan nie sonder die Heilige Gees nie.
Hy kan nie, en ek wil vir u sê, ek wil my lewe nie eers indink sonder die krag van die Here op my nie. Ek kan nie eens my lewe indink sonder die Heilige Gees oor my nie. En by my nie. En selfs Dawid het dit besef. Die res van die tyd, soos ek gesê het, is dit die Gees van God, die Gees van die Here, die Heilige Gees, en dan is daar 'n ander ene waar die woord van die Here, die woord Here, skryf in hoofletters, was dit ook die Gees van God. Ander plekke waar dit noem, is waar Moses by die brandende bos kom, en die stem het met hom gepraat, was dit ook die Gees van die Here. Ander geleenthede was daar fisiese engele, wat hulle besoek het, maar wanneer hulle nie was nie, en het 'n stem het gepraat, en 'n stem het uit die bos uitgekom, dan was dit ook so, as gesien as die Heilige Gees. Ek kon 44 keer kry, wat dit genoem word, die Gees van God, Heilige Gees, en die Gees van die Here. En ek gaan graag weer Genesis 1 tot 3 lees. In die begin het God die hemel en aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En nou vers 3. En God, wat ek sê lig is, het gesê laat daar lig wees. Maar daar's eers in vers 14 'n son en maan gemaak en sterre. So die heerlikheid van God die Vader het die hele aarde omtrek, en dit was lig al twee kante. Want hy kon al twee kante sien. So sy Gees was op die water, en die lig van God die Vader het die plek deurtrek, die hele aarde. Die bou van die tabernakel, ek was baie gelukkig. Daar was een van my vakke wat ek geweier het om te doen op Bybelskool. Ek het gesê, ek sal dit nie doen nie. Hierdie professor wat hierdie vak geskryf is so ver op pad hel toe. Nou wil julle hê, ek moet saam met hom gaan om hierdie vak te doen. Gaan nie sy naam noem nie. Ek is belet om mense se name te noem oor die video's. Maar ek wil vir u sê, professor, jy vat die pot ver mis. En ek het net geweier om hierdie kursus te doen. En die dien van die universiteit het gekom te sê vir my, alright, ek hoor jou, doen die volgende een, as 'n byvak dan, die tabernakelstudie. En dit was verskriklik interessant om te sien, wat het elke dingetjie in daardie tabernakel, maar daar was nie 'n klippie uit sy plek uit nie. Alles was reg en in plek vir God die Vader, was presies gedoen. Maar om dit gedoen te kry, het die Heilige Gees mense geïnspireer om dit te doen. Dit het nie net van self gebeur nie. Eksodus 31 vers 3, verskriklik interessant. God die Vader self praat hier. En ek het hom, Basiliel, vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper. Die Here het manne toegerus met die Gees van God, met ander woorde met die Heilige Gees, om 'n sekere werk te doen. Ek kan daarvan getuig. Weet jy hoeveel keer het ek al gesit met probleme in die besigheid? Dan sê ek, Here, daar's net nie 'n manier nie. Ek dink hier moet die versekering bel vir sy kar, ons gaan hom nie reg kry nie. Dan sit ek vir weke in sukkel. En dan bid ek, uiteindelik, Here help. Soos 'n pastoor gesê het, oud-pastoor gesê het, die laaste gedeelte van sy gebed eindig op help. En dis nogals waar ons was. En dan kry ons sy voertuig reg. Wonderbaarlik. Dis nog self die Gees wat u vandag in u beroep kan voortreffelik maak. Wat u in u beroep baie besonders kan maak. Dan is hier 'n gedeelte in Rigters 3 vers 10. Is 'n baie onbekende gedeelte. Baie min mense weet van Otniel. Otniel het die Here se volk gered.
en hy het Israel uitgebring, uit slawerny uit. Rigters 3 vers 10. En die gees van die Here het op hom gekom, en hy het uit Israel uitgebring om oorlog te voer. En die Here het Kushan, Rasitaim en die koning van Aram is hy aan sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kushan en Rasitaim gekry het. Weer 'n keer wil ek vir u sê, die gees van die Here, wanneer hy oor jou kom, gebeur daar iets. As daar niks gebeur nie, is dit nie die gees van die Here nie. Ek kan jou verseker, die gees van die Here, wanneer hy oor jou kom, haal hy nasies uit. Wanneer die gees van die Here kom, hulle praat reeds van in Israel, Gods wonderwerke, goddelike wonderwerke, waar 4 pile kom en net so weggevee word, uit die lug uit, sonder dat hulle eers hulle missielstelsels gebruik, en dan kom die Here en hy doen wonderwerke daar. Vandag nog, want ek kan nie verseker, daar's godsmanne daar, ware godsmanne, wat die Here aanbid, en hom vra. Koning Saul word gesalf, 1 Samuel 10 vers 10, nadat hulle daar by Gibeon gekom het, ontmoet hom met eens 'n groep profete, en die gees van God het oor hom vaardig geword, sodat hy onder hulle geprofeteer het. Nadat Saul gesalf was, en hy stap, ontmoet hy hierdie profete. Ekskuus tog. En toe dit gebeur, toe kom die gees van die Here oor hom, en hy begin profeteer. Nou weet jy wat, profeteer is nie nonsens praat nie. Ek ken baie profete en profeteste wat regtig net sit en nonsens praat, man. As jy geprofeteer het, moet dit waar word. As jy geprofeteer het, moet dit die hart van die Here uitkom. Ja, die een teenoor wie jy profeteer, kan rebelleer en sê, ek wil dit nie hê nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Behalwe met 'n waarskuwing, werk dit anders. Luister maar. Maar daar is dieselfde salwing van koning Saul, wat oor hom gekom het. Het hy weer verloor. Kan ek vir u sê, kan jy jou salwing verloor? Ja, jy kan. Daar is soveel lerings wat sê, nee, as jy dit vir eenmal het jy dit vir altyd. Maar ek gaan vir u sê, ek gaan nou vir u lees, koning Saul het sy salwing verloor. Hy het in sonde verval. En weet jy wat, dit is een ding om in sonde te verval. Ek wil amper sê, dit is alright om in sonde te verval, maar wanneer jy nie berou daaroor het nie, en jy inkeer en terugkom na die Here toe nie, is dit nie alright nie. Ons wonderlike koning Dawid het al soveel keer foute gemaak, maar elke keer het hy berou in sy hart. Hy moes ongelukkig sy een seun verloor, deur die dood, laaste ene. 1 Samuel 16 vers 14 tot 15, ekskuus net. 1 Samuel 16 vers 14 tot 15, maar die gees van die Here het van Samuel gewyk, en 'n bose gees, deur die Here gestuur, het hom verskrik. Dis 'n Amalekie. Tot Paulus sê, ek het hulle oorgegee aan die duiwel. Amalekie, ander boodskap vir 'n ander dag. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik u. Pas op wat jy doen. Pas op wat jy doen, met die salwende krag van die Here wat op jou gesit het. Jy kan verkeerd gaan, jy kan verkeerd doen. Ek bid, soos Dawid bid, ag Here, neem net nooit u gees van my af weg nie. Koning Dawid word gesalf deur Samuel. Ons kyk na 1 Samuel 16 vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom in die midde van sy broers,
En die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. Tot daar. U moet baie mooi verstaan. En luister wat sê hy. Die Gees van die Here het oor hom gekom. Hy is vervul met die Heilige Gees daardie oomblik en daar waar hy verder gegaan het. Baie mense kry net 'n ontmoeting met die Here, aanraking is dat daai uitstap is hy weg. Ek het vir 'n broer vanoggend gesê ek gaan nog praat daaroor vanmôre. Hoekom? Hoekom? Want dit wat hy gekry het, koester hy nie. Die Heilige Gees is een van die belangrikste gebeurtenisse in jou lewe wat jou kan oorkom. Ek dink dit is ook die beste. Koning Dawid, 'n man van die Here. Jy kan gerus bietjie sy hele verhaal gaan volg. Dis een wonderwerk na die ander een. In die boek Psalms kom in Dawid se hart en sien, ons sy hart sien, en hoe sy lewe getuig van die Heilige Gees. Ek kan maar al die Psalms deurlees. Koning Dawid het die Heilige Gees geken. Psalm 143 vers 10 is net een wat ek gekies het uit baie uit. Leer my o welbehae, leer my om u welbehae te doen, want u is my God. Laat u goeie Gees my lei op 'n gelyke pad. Wanneer u hierdie gedeelte gaan navors, gaan u sien dat hulle was weer in die moeilikheid gewees. Hulle was al weer aangeval gewees. En al wat Dawid doen, hy bid, Here lei my. En hy vra die Here om hom 'n gelyke pad te gee deur daardie probleem. As ons kyk in Jesaja 11 vers 2, en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van vrees van die Here. Hier praat Jesaja van die koms van die Messiah, met die Here Jesus wat aarde toe kom, en die Gees wat op hom rus. Kan u onthou, daar waar die doopwater uit opgestaan het, op daardie oomblikke, toe skeur die hemele, en die Heilige Gees kom by hom, en oor hom soos 'n duif. Dis waarvan hy hier getuig het. En van daardie oomblik af, kon die Here Jesus Christus en die Messiah groot werke doen. Van daardie oomblik af. Hoekom gebeur daar niks meer in die kinders van die Here se lewens nie? Baie eenvoudig. Ons laat nie meer toe dat die Heilige Gees oor ons kom nie. Ons laat nie meer die salwende krag van die Here toe om namens ons te werk nie. Nee, ons sal alles self doen. Ons sal self voorploeter. Nee. Ons moet die Gees van die Here kans gee om dit vir ons te doen. In die boek Esegiel wil ek 2 stellings maak. En dit leer ons in die Nuwe Testament ook, en dan gaan nog baie daarop hamer. Daar's 'n baie groot verskil tussen die Gees van die Here in jou en die Gees van die Here oor jou. Is dit dieselfde Gees? Ja. Dis nie 2 verskillende geeste nie, dit kom deur dieselfde Gees. Gaan nou 'n baie interessante gedeelte aanraak na die ene. Esegiel 11 van vers 5. Toe val die Gees van die Here op my. Dis Esegiel wat hier praat. En hy sê vir my, spreek, so sê die Here. So het julle gespreek, o huis van Israel. En wat in julle gees opgekom het, weet ek. En net gou hierdie gedeelte te bespreek in die woord van die Here voor hulle gesê word, ek preek weer kapstokpreke. Nee, ek het hierdie gedeelte gaan lees en gaan navors om kyk dat dit reg is om hierdie teksvers te gebruik. Die hoofmanne van die dorp, die voormanne van die dorp het droog gemaak.
En Jesegiel moes hulle gaan waarsku om dit te stop. Jesegiel 36 vers 26 tot 27. En die Here herstel die land van Israel. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal jou hart van klip uithaal, uit julle vlees uit wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Hy gaan daai harde hart van julle uithaal. En hoe doen hy dit? Hy sê ek kom binne in jou in. Die gees van die Here gaan in jou inkom. Baie mense sê dat op bekering gekom, hulle leef nog net dieselfde. Hoekom? Eenvoudig man, jy het nog nooit die Here in jou gehad nie. Die gees van die Here was nog nooit binne in jou nie. Want as die gees van die Here in jou inkom, verander daar iets. Vers 27 sê hy, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou. Wanneer die gees van die Here in jou inkom, en jy verander, het jy 'n begeerte om die Here nie teleur te stel nie. Jy het 'n begeerte om nie foute te maak nie. Gaan jy ja. Maar die Heilige Gees sal jou daarvan oortuig, en jy sal ophou daarmee, en jy sal regmaak, en jy sal sê, Dawid sê, ag Here, vergewe my, moet net nie u gees van my af wegneem nie. Hier is my die pragtigste gedeelte, en ek kon dit beleef wat ek hier gesien het, in die woord van die Here en gelees het. Ek wil hê, jy moet hier gou indink. Die 37 krygsmanne van Dawid. Ons sit met 37 krygsmanne wat gesalf is met bonatuurlike kragte. Daar is 'n komiks gemaak, maar hulle het eintlik heeltemal gemis. Dit het werklik so gebeur. Kom ons kyk gou. In 1 Kronieke 12, van vers 1 tot 40, kan u gaan lees oor die krygsowerstes. Dis nie krygsmanne nie, dis krygowerstes uit die 12 stamme van Hebron. Kom ons kyk na 2 Samuel 23 vers 20 tot 21. Nou hierdie man, ja, sou ek so wou gewees het. Verder, Benjaja, dis 'n baie moeilike naam om uit te spreek. Ek weet nie hoe hulle net Piet Koos of so genoem nie, regtig. Ek sukkel met hierdie verskriklike name. Benjaja, die seun van Jojada, kan sien oor sy pa, 'n sterk man, groot van daad uit Kabasiel. Hy het 2 groot helde van Moab verslaan en het, ek wil dit so noem, hy's groot van daad, hoor. Hy's nie 'n groot man, hy's groot van daad. Die woord sê nie hy was 'n reus nie, hoor. Ek het al geleer, die Here gebruik hier kleinste oudjies. Maar hy was groot van daad uit Kabasiel. Hy het 2 groot helde van Moab verslaan en hy het afgegaan in 'n leeu binne in 'n kuil doodgeslaan op 'n sneeudag. Mense, kom ons lees verder. Vers 21 raak net so goed. Hy het ook 'n Egiptenaar verslaan in 'n mooi man. Die Bybel beskryf hom as 'n mooi man. En in die hand van die Egiptenaar was 'n spies. Maar hy het hom na hom toe gegaan met 'n stok. Regtig? Ek dink Dawid het hom geleer, man. 'n Slingervel werk ook, maar hy het hom 'n stok saamgevat. En die spies uit die hand van die Egiptenaar geruk en hom met sy eie spies gedood. Benjaja was Dawid se persoonlike leiwag. Waar Dawid beweeg het Benjaja altyd saam beweeg. Hy is die man wat voor sy deur sal slaap, om seker te maak sy koning is veilig. Maar hierdie man was 'n gesalfde van die Here.
En al hierdie krygsmanne van Dawid het hierdie salwende krag van God die Vader op hulle gehad. Op 'n stadium slaan 3 van hulle 800 dood, 300 dood. Hierdie gesalfde van die Here, Dawid se leiwag. En ek wil vir jou sê, die Here gaan mense jou pad langs stuur en in jou by jou sit om jou as kind van die Here nog op te pas. Maar hy of sy sal ook salwing op hulle lewens hê. Hy en sy sal ook deur die Here geroep wees. Die Here kyk na sy gesalfdes. Kan jy dit verseker? Hierdie man slaan 2 groot, hy sê groot krygsmanne van Moab dood. En as jy mooi gaan lees, hy het hulle doodgeslaan. Dink 'n bietjie, hy het hulle nie met 'n spies of 'n swaard, hy het hulle doodgeslaan. Hulle het met spiese, swaarde, met al hulle body armor en alles daar aangekom, en hy slaan hulle dood. Ek dink jy moet redelik moeg, is 'n besigheid gewees het, en hy moet ons nou moeg wees. En hy stap daarvan af weg, en hy loop in 'n kuil in, soos 'n spilonk, 'n groot gat, ek weet nie presies nie, daar's baie verhale om dit, en hy loop hom vas in 'n leeu. Nou in 'n kuil is daar in, maar daar's nie uit nie. En hy verskeer daardie leeu met sy hande. Ek dink hy het 'n baadjie gekort, want hy sê dit was 'n sneeudag. Dit was koud. So ek dink hy het gou 'n baadjie vir hom gemaak. Dis wanneer die krag van die Here oor jou kom. Geliefdes, laat toe dat die krag van die Here oor jou kom. Laat toe dat die salwende krag van die Here weer werk in jou lewe. Dan kan jy ook maar 'n leeustorm loop. Maar moet nou nie 'n dom ding gaan doen en nou gaan leeuplaas toe gaan om dit te gaan toets nie. Maak seker dit wat jy doen is waarvoor jy geroep was. Hierdie godsmanne was geroep. In 2 Samuel 23 vers 15 tot 16 is vir my net so 'n mooi gedeelte. Hier kom Dawid. Hy staan aan hierdie kant van die linie. Die Filistyne se linie staan daar en dan kry jy Bethlehem agter die Filistyne. Nou ek het my hart uit glo Dawid wou net pret met hulle gehad het. Hy vra vir 3 van sy krygsmanne, die top 3 van sy krygsmanne. Ek Dawid soek water, maar ek soek die water van Bethlehem by die poort. Maar tussen hulle staan die eerste linie, die voorste linies van die Filistyne reg om oorlog te maak. En al wat Dawid kan sê is ek is dors, soek water. En hierdie 3 krygsmanne sê yes! En hulle hardloop. Hulle verbreek deur die linie. Hulle verslaan daai linie. Praat van 300 man. Hulle gaan Bethlehem toe, gaan skep water en die woord van die Here sê vir ons en hulle dra die water tussen daai linie deur, so hulle was nog steeds plat geslaan. Nou wanneer die gees van die Here oor daardie 3 manne gekom het, wat dink julle het gebeur? Groot dinge. Hulle het nooit teruggestaan nie. En wat maak Dawid met die water? Hy staan en kyk so vir die Filistyne en hy giet daai water uit, hy drink dit nie. Dit was om net 'n punt te maak. Die Here wat saam met my is, het nie nodig dat al hierdie soldate moet kom om julle te verslaan nie. 3 van my man, wat gesalf is deur die Here Jesus, kan dit doen. Dan kan ons nie anders as om oor Samson te praat vanmôre nie. Rigters 15 vers 14. Toe hy tot by Legie kom, juig die Filistyne hom tegemoet. Dit was nou nadat hulle hom nou vir die hoeveelste keer wil probeer bind het. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en die toue het van sy arms, wat op sy arms was, het geword soos linnedrade wat in die vuur brand en sy bande het versmelt van sy hande. Nou ons almal ken hierdie gedeelte van Samson. Soos hierdie krygsmanne van Dawid, was Samson 'n krygman vir die Here gewees teenoor die Filistyne.
Filistyne is 'n ding wat moeilik leer, hoor. En Samson, nadat hy vasgebind is, brand, slaan die toue in sy liggaam aan die brand, selfs die bande brand af. Hulle het alles probeer om daai man vas te maak. Maar jy kan nie 'n kind van die Here terughou nie, probeer gerus. Jy kan probeer om 'n kind van die Here dit nie halter, jy gaan dit nie reg kry nie, want jy gaan loskom. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gaan daar die bande breek. Dit wat jou vashou in die lewe sal afspeld van jou af. Jy moet net toelaat dat die Gees van die Here oor jou kom. As Samson daai dag gesê het, nee Here, ek is nou nie baie lus vir hierdie storie nie, dan was hy seker sekerlik dood. Maar wanneer die lewensversoeking aan jou pad langs kom, moet jy reg wees om te sê, ja Here, raak vaardig oor my, sodat ek hierdie situasie kan stormloop, en die goed van alles gaan van jou hande afsmelt, sodat die vuurkrag van die Here sal begin te werk in jou lewe. Samson het dit toegelaat. Ek gaan nog 2 goed noem. Dis 'n boek vol. Is 'n boek vol. Joel 2. Die belofte van die Heilige Gees vir ons almal. Vers 27 en dan ook vers 28. Joel 2 vers 27 en 28. Hierdie was die belofte van die Heilige Gees vir ons. Jesaja het dit profeteer vir Jesus. Joel profeteer dit vir my en vir jou. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here God is, en niemand anders en my volk sal in ewigheid in beskaam staan nie. Ek wil sê, die volk Israel staan vandag nog nie beskaamd nie, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en die ou mense drome droom, en die jong mense sal gesigte sien. Hier reeds het die Here Jesus aan ons beloof, laat die Gees en die Heilige Gees gaan oor ons kom. Ek het my hart uit glo dat dit reeds gebeur in Handelinge 2. Daar's baie sê dit gaan weer gebeur. Weet jy wat? Dit behoort elke dag met jou te gebeur. Jy behoort elke dag 'n vervulling met die Heilige Gees te hê. Ons hoef nie te wag vir 'n herlewing nie. Wie's dood? As niemand dood nie. Die Heilige Gees leef nog. Dis jy wat hom laat sterf binne in jou. Moenie. Pas die Heilige Gees in jou op met alles wat jy het. 2 Kronieke 5:13 tot 14. Van dit alles wat ek vandag vir julle geleer het, is hierdie vir my in my hart die mooiste gedeelte. 2 Kronieke 5 van vers 13 tot 14. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof. Wat het ons vanmôre gedoen? Ons het eenstemmig begin om die Here te loof. My musikante, well done. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en met simbale en met musiekinstrumente en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Is die huis van die Here vervul met 'n wolk van die Heilige Gees. Vers 14. En die priesters kon vanweë die wolk nie diens doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Nou word daar my vertel, nee man, hulle het op hulle gesigte gaan neerval as gevolg van respek vir die Here. Maar dis nie wat hier staan nie. Hulle kon nie staan as gevolg van die heerlikheid van God nie. So jy kry baie keer mense, as jy vir hulle bid, dan val hulle onder die krag van God. Nee, dis van die duiwel.
Ek hou nie baie daarvan as dit gebeur nie, ek gaan julle probeer ophou, ek wil julle dalk nog 'n bietjie bedien. Maar as jy nou val onder die krag van die Here, doen dit, jy's welkom. Asseblief probeer nie goed misval. Dis duur goed hierdie. So wat ek vir julle sê is, wanneer jy dit beleef dat die krag van die Here oor jou kom, en jy kan nie meer staan nie, dan val jy maar onder die krag van die Here. Dis nie waar wat hulle sê, dis nonsens wat hulle praat, om te sê as gevolg van die respek. Dit was van die heerlikheid en die verheerlikheid van die Here wat oor hulle gekom het. Ek gaan vir u kort net 'n getuienis gee en dan gaan ek afsluit. Waar het ek hierdie beleef? Waar het ek dit beleef? Waar die wolk van die Here in daardie mate in 'n gebou ingekom het. Ek het jare terug het ek evangelisasiewerk gedoen wêreldwyd. En ek was so bevoorreg geweest om te gaan bedien in Rusland. Rusland het net, ek dink dit was 96, hy het net omgedraai van kommunisties na 'n kastige soort van demokraties. Dit was nonsens man. Hulle het my dan toegesluit. As dit so was, hoekom het hulle my toegesluit? Terwyl ek daar was, woon ek 'n diens by. Ons het die gemeente begin, klop jare voor, het seker beste part van 5 jaar terug, het ons hierdie gemeente geplant. En dis om ek weet wat kan gebeur as jy 'n klein gemeente plant. Ek kan nie verseker, hy bly nie klein nie. As die gees van die Here begin werk, bly hy nie klein nie. En dit het 'n klein gemeentetjie geplant, mense wat onder bome kerk hou. En dan kom die KGB, dan maak hulle dood. Wie van u sou vanmôre hier gewees het? Maar raai wat, volgende week is daar weer mense. Laat die Heilige Gees kom, en soos hulle deur die woude, deur die sneeu loop, dan raak hulle voetspore agter hulle weg. Hierdie is wonderwerke wat ons beleef het. En daardie gemeente groei tot so 'n mate, en ons gaan besoek hulle. Ek ken 'n baie goeie vriend van my, Paul Lou, pastoor Lou. En terwyl ons daar is ek bo in 'n balkon in 'n teater, die plek vat 5000 mense, dis 'n ou kommunistiese teater, is 'n geweldige groot plek, en ek is daar bo op die balkon, en ek neem met my videokamera, op sy staander, en ek neem video's van wat hier gebeur, die diens afneem. Hulle begin 8:00 die oggend kerk hou, vanaand 10:00 hou hulle op. Mense kom in en gaan uit, en kom in en gaan uit. Die diens hou net nooit op nie. Die gees van die Here lig net nooit nie. Hy is teenwoordig daar die hele tyd. Ek kan jou verseker, jy's 'n bietjie moeg daarna. As jy die hele tyd daar was, is jy gedaan, my broer. En terwyl ek daar bo staan, en ek so afkyk, kom daar 'n wind, en begin die mense soos gars waai. Heen en weer. As ek so om my kyk, waai almal heen en weer, en tot selfs ek voel die wind van die Here heeltyd oor ons waai. En in die volgende oomblik, toe begin daar die hele gehoor die Here aanbid, soos wat hy daar sê, met trompette, en hierdie klomp het die Here begin aanroep, hierdie russe het die Here begin loof en prys, en die volgende moment, toe slaan daai gehoor neer. Ek kan vir u sê, toe's die wolk van die Here binne in daardie plek, en ek bid die Here, dat dit ooit hier ook sal so wees, dat die wolk van die Here in hierdie plek nog inkom, dat ons nie by daardie deure sal kan instap nie, as gevolg van die salwende krag van die Here hier binne, en as jy iets verkeerd het in jou, sal jy daar regmaak, voor jy hier inkom, want jy kan nie aan die wolk van die Here inkom nie. Ek het dit beleef. Ek moes aan daardie kamera staan, vashou. Ek het naderhand gehang aan die ding, dat ek net kan regop bly. En sien hoe daai hele skare mense val onder die krag van God. Ek het die wolk beleef, in daardie mate, wat die priesters het beleef het, in die tempel. Ek glo uit my hele hart uit, dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en as jy met my verskil oor dit, bly uit my pad uit. Ek wil niks van jou weet nie.
En ek glo in die kragwerking van die Heilige Gees en in sy volheid. As jy met my daarmee verskil, bedroef jy die Heilige Gees. Wil met jou niks te doen hê nie, man. Die Gees van die Here kan werk soos wat hy wil en nie ek nie. En dis 'n probleem as ons begin in die kerkewêreld vir die Heilige Gees begin voorskryf en nie die Here toelaat om te doen wat hy wil doen nie. Hiermee sluit ek af. Was veronderstel om 'n lering te wees of 'n kursus. Ek sal maar met die volgende in Maart probeer om net 'n kursus aan te bied. Maar is moeilik. Daar's simbole waarin ons die Heilige Gees erken en die van u wat afskryf. Vuur, wind, water, wyn, lig, soos 'n duif, olie, seël en wolk. Ek gaan dit weer lees vir die wat skryf. Vuur, wind, water, wyn, lig, soos 'n duif, olie, seël en dan 'n wolk. Wanneer ek moet opsom en ek kyk na die gawes van die Heilige Gees in die Nuwe Testament, is dit nie maar presies die gawes wat ons gesien het dan in die Ou Testament nie? Behalwe vir twee. Het die Here vir ons bygevoeg in die Nuwe Testament. Kom ons kyk gou daarna. 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Wysheid, kennis, geloof, genadegawe van gesondmaking, kragte, profesie, onderskeiding van geeste. Ek sit met 'n sussie hier wat baie goed met dit is. Onderskeiding van geeste en dan tale en die uitleg van tale. Ek kan dit koppel in die toring van Babel as ek wil, maar ek kan dit nie met sekerheid sê nie. So ek gaan dit nie insluit in die Ou Testament as dan die kragwerking van die Heilige Gees in daardie tyd so sterk as vandag nie. En hiermee wil ek graag afsluit en ek wil u bemoedig. En hierdie was net 'n absolute intree boodskap en 'n intree oor die Heilige Gees. En ek wil vir u vra vanmôre, as u dink vanmôre was spesiaal, as u dink die krag van die Here het gewerk, ons het dit ongelukkig nie op video nie, daar's redes vir dit, maar as u dink die krag van die Here het vanoggend gewerk, as dit met boodskap 1 is, sien ek uit wat gebeur, as ons klaar is met die laaste boodskap wat hier in hierdie plek gaan gebeur. En ek wil hê ons moet dit vat en hierdie hele jaar met dit hardloop. Ons lese vir die jaar is, die Here is ons geweldige held. Elmarie wys vir my hier agter. Kyk hier. OK. Die Here is ons geweldige held. Waar is dit? Daar is dit. Is bietjie baie dof geskryf. Maar die Here is ons geweldige held. En ek wil vir u sê, maak die Here jou geweldige held hierdie jaar. Koppel dit met die salwende krag van God. En ons gaan dinge hierdie jaar sien wat u oë nie sal glo nie. En ek sien so uit daarna om hierdie jaar, die eerste boodskap van die jaar van my, maar om die pad met u te stap hierdie jaar. Dit gaan wonderlik wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het vanmôre die voorreg gehad om oor hierdie kosbare Heilige Gees te kon gepraat het. Ja, Here, so nou en dan stotter ek. So nou en dan sê ek dinge nie presies soos ons maar geleer is op skool om dinge te sê nie. Maar ek weet hierdie boodskap het deurgekom. Op my vlak en dit wat u toegelaat het vir my om te sê, sien ek uit na die volgende boodskap, die Heilige Gees en die Here Jesus Christus. Here, ek kan nie wag om hom te bring nie. Ek kan nie wag om hierdie mensies te vertel van die Heilige Gees in die Nuwe Testament nie. O Here, en dan die boodskap van die Heilige Gees en die ware kind van God.
wat dit vir ons beteken na Handelinge 2 nie. Dank ek U vir hierdie voorreg. In Jesus naam. Amen. En